Liewe vriende, ons groet elkeen weer eens in die wonderlike naam van ons Here en ons Meester. Het bly altyd vir ons 'n voorreg om saam met u te kan kuier rondom die woord en ons dank die Here altyd vir die bediening van Kruiskyk, wat dit vir ons moontlik maak om daar tot by u in u huise te kom en dat ons met mekaar kan verkeer rondom die woord van die Here, so ons eer die Here daarvoor. Kom ons sluit die oë, dan bid ons saam. Hemelse Vader, u is 'n wonderlike God en dit bly vir ons 'n wonderlike voorreg om met u te kan praat, om u naam te kan aanroep, Here, en om te kan vir u noem ons Vader. Here, dankie dat u vir ons 'n toevlug is, dankie dat u ons vertroue is, dankie dat ons kan weet dat daar is niemand soos u nie. Here, ons dankie dan nou vir hierdie geleentheid wat ons het om hier rondom u woord te kan kuier. Ons dankie dat ons vir mekaar kan bid, dat ons mekaar aan die Here kan opdra. U weet wie is nou ingeskakel, wie luister, Here, en ons bid in hierdie oomblikke dat u, Here, met elkeen sal ontmoet, want ons elkeen se behoeftes is verskillend. Here, daar's mense wat nou siek is, daar's mense wat nou pyn beleef, Here, daar's mense wat nou finansiële uitdagings beleef, daar's mense wat nie werk het nie, ag Here, daar's mense wat deur huweliksprobleme gaan, huislike omstandighede, en ons bring dit alles vir u in hierdie dag. Ons bid tot u, o Here, dat u genadig sal wees, dat u sal kom ingryp, dat u, Here, sal kom doen wat net u en u alleen kan doen, sodat wanneer ons nou met die woord omgaan, dan is dit my gebed, dat daar niks sal wees wat ons aandag sal aftrek nie, maar dat ons sal hoor, wat is dit wat die Here vandag vir ons wil sê, deur u woord. So kom en seën u woord asseblief, en kom word u verheerlik in en deur ons lewens, in Jesus naam bid ons dit. Amen. Amen. Liewe vriende, ek wil graag lees saam met u hier in 2 Kronieke 20, en ek gaan nou 'n hele paar verse lees. Ek lees vanaf vers 1 tot 15, en dis regtig my gebed dat soos wat ek dit vir u gaan lees, dat daar eintlik by u 'n opgewondenheid sal kom, dat maak nie saak waarmee u nou sit nie, maak nie saak wat nou vir u op hierdie oomblik 'n krisis en 'n uitdaging is nie. Ek vertrou dat net by die aanhoor van die lees van die woord, dat u alreeds sal moed skep in hierdie dag. So kom ons luister na 2 Kronieke 20 vers 1 tot en met vers 15. En daarna het die kinders van Moab en die kinders van Ammon en saam met hulle 'n deel van die Meoniete teen Josafat gekom om te veg. Toe hulle kom en aan Josafat berig bring en sê, daar kom 'n menigte teen u van ander kant die see van Edom af, en kyk, hulle is al in Haseson Tamar, dit is En-Gedi, het Josafat bevrees geword en sy aangesig daarop gerig om die Here te soek, en hy het oor die hele Juda 'n vasdag uitgeroep. En Juda het byeengekom om van die Here hulp te soek. Selfs uit al die stede van Juda het hulle gekom om die Here te soek. Toe gaan Josafat in die vergadering van Juda en Jerusalem staan in die huis van die Here voor die nuwe voorhof. En hy sê, Here, God van ons vaders, is u nie God in die hemel nie? En is u nie heerser oor al die koninkryke van die nasies nie? Ja, in u hand is krag en sterkte, sodat niemand teen u kan standhou nie. Het u, onse God, nie die inwoners van hierdie land voor u volk Israel uit verdrywe en dit vir altyd aan die nageslag van Abraham, u vriend, gegee nie? En hulle het daarin gaan woon en daarin vir u 'n heiligdom tot eer van u naam gebou met die gedagte, as daar oor ons onheil kom, swaard, straf of pes of hongersnood, sal ons voor hierdie huis en voor u aangesig gaan staan, want u naam is in hierdie huis, en ons sal u aanroep uit ons benoudheid, dat u kan hoor en verlos. En hier is nou die kinders van Ammon en Moab en die mense van die gebergte Seir, onder wie u Israel nie toegestaan het om te trek by hulle koms uit Egipteland nie, want hulle het van hulle weggedraai en hulle nie verdelg nie. Ja, kyk, hulle vergeld ons dit deur te kom om ons uit u besitting te verdrywe, wat u aan ons as 'n eiendom gegee het. Onse God, sal u nie teen hulle strafgerig oefen nie,
Want in ons is geen krag teenoor hierdie groot menigte wat teen ons gekom het nie, en ons weet nie wat ons moet doen nie, maar ons oë is op U. En die hele Juda het voor die Here gestaan, ook hulle kinders, hulle vroue en hulle seuns. Toe kom die gees van die Here in die midde van die vergadering op Jaasiel, die seun van Sagaria, die seun van Benaja, die seun van Jehiel, die seun van Matanja, die leviet uit die kinders van Asaf. En hy het gesê, luister almal wat uit Juda is en inwoners van Jerusalem en u koning Josafat, so sê die Here aan julle, wees nie bevrees of verskrik vanweë hierdie groot menigte nie, want die stryd is nie julle saak nie, maar die saak van God. Net tot sover die geleesde deel, en eintlik is dit een van daardie hoofstukke wat jy net eenvoudig moet deurlees, en ek wil jy uitnooi om dit te gaan lees verder aan ook, om net die dieper betekenis van die hele verhaal hier raak te sien. Maar kom ons loop weer so saam deur hierdie verhaal. As ons sien wat hier gebeur, dan sien ons koning Josafat was 'n man wat die Here gedien het. Hy was 'n man wat alles probeer het om die Here te behaag. En daar was vrede in sy tyd en alles was rustig gewees. En dan skielik kry hy hier die berig van hierdie 3 volkere wat op pad is na hom toe om hom aan te val. En onmiddellik het hy 'n krisis. En dit laat my altyd dink aan hoe vinnig krisisse op 'n mens kan afkom, dat die een dag kan alles lekker reg wees en die volgende dag is alles deurmekaar. Byvoorbeeld, 'n mens alles kan reg wees in jou lewe en jy is op pad werk toe en jy beland in 'n ongeluk. En net daardie ongeluk alleen, al die ongerief, al die vertraging, 'n motor wat herstel moet word en al daardie dinge, dan kom daar 'n krisis in jou lewe wat jy nie verwag het en nie kon op voorberei het nie. Mens gaan dokter toe vir 'n gewone opvolgondersoek of iets en jou jaarlikse ondersoek en dan word jy gediagnoseer met kanker of jy is 'n diabetes of wat die geval ook al mag wees en dan skielik is daar 'n krisis want jy moet onmiddellik aanpassings maak. En so het dit gebeur met koning Josafat terwyl daar vrede was en alles was reg, dan kry hy hierdie berig, daar is 3 volkere op pad om teen ons oorlog te voer. So wat gebeur met koning Josafat? Dit gebeur wat maar normaalweg met enige mens sou gebeur en dit is, hy het bevrees geword. Hy het gewonder wat gaan aan en wat gaan ons maak? Hy het besef dat hulle is nie gereed vir oorlog nie. Hy het nie sy manskappe reg geoefend gehad en gereed dat as daar 'n oorlog sou uitbreek, dan sal hy reg wees nie, want daar was vrede in sy tyd. Hy was besig om die land weer op te bou, om dorpe op te bou en damme te bou en al die tipe van dinge. En nou hierdie skielike nuus. Maar die wonderlikheid wat ons leer hier van koning Josafat is dat alhoewel hy bevrees geword het, en is goed om by tye bevrees te word, want dit herinner jou daaraan, ek is benoud omdat ek nie weet wat om te doen nie. Ek is benoud omdat ek nie voorbereid was op hierdie situasie wat nou hier skielik op my afgekom het nie. Maar die wonderlike ding wat koning Josafat doen is, hy roep 'n vasdag uit, hy roep 'n dag van verootmoediging uit en hy draai hom na die Here toe. Hy soek die Here se aangesig in hierdie situasie. En liewe vriende, mag dit vir my en vir u tog 'n voorbeeld wees, dat wanneer ons bevrees word vir enige situasie, moenie angstig planne begin maak nie. Moenie angstig na mense toe hardloop en antwoorde en oplossings gaan soek en jou hoop in hulle plaas nie. Draai na God toe in die eerste plek. Raak stil, met ander woorde. Buig jou knieë, maak jou deur agter jou toe. Soek die Here se aangesig. Sê vir hom, wat is dit wat jou pla? Want dit is wat Josafat hier gedoen het, dis so 'n mooi gebed. Hy sê vir die Here, Here, kyk net wat is hier besig om te gebeur, en dan is hy eerlik. Hy sê, Here, in ons is daar geen krag nie.
Ons weet nie wat om te doen nie. En hier is my so 'n pragtige vers, en ek lees dit weer vir vers 12. Hy sê, onse God sal u nie teen hulle strafgerig oefen nie, want in ons is geen krag teenoor hierdie groot menigte wat teen ons gekom het nie, en ons weet nie wat ons moet doen nie, maar ons oë is op u, en op dit kan ek net sê, prys die Here, halleluja. Dis die beste ding wat 'n mens kan doen in 'n situasie, liewe vriende, is om eerlik met die Here te wees en vir die Here te kan sê, ons weet nie wat om te doen nie, daar's geen krag in ons om iets te kan doen nie, maar Here, ons oë is op u. Dis nie, as ons sê ons het nie krag in ons nie, en ons weet nie wat om te doen nie, dan sê ons nie daarmee, Here, ons is heeltemal hopeloos en radeloos nie. Nee, ons draai na u. Ons wil hoor, wat wil u vir ons sê in hierdie situasie? My liewe vriend, dit is so belangrik vir my en vir u om te weet en om te kan besef, ons moet na die Here toe draai. Die Here bring dikwels benoudheid oor ons, sodat ons na hom toe kan draai. Want 'n mens kan jou indink, dat dit so goed gegaan met Josafat, hy was geseën, die Here was saam met hom, die Here het sy werke geseën, en dan kan jy gemaklik raak. Ja, dit is interessant hoe dat, as 'n mens kyk na die hele geskiedenis van Israel, dan sien ons dat die oomblik wanneer dinge gemaklik vir hulle geraak het hulle afgedwaal van die Here af. Die oomblik wat die Here vir hulle vrede en herstel kom gee en sy seën gebied, dan dwaal hulle af. En 'n mens verstaan nie hoe dit werk nie, maar ons sien dit tog almal in ons eie lewens, dat die oomblik wanneer die lewe gemaklik raak, dan maak jy verkeerde besluite. Wanneer dinge vir jou vlot verloop, dan maak jy self verkeerde besluite, wat die dinge dan skeef laat loop. In steede van om net by die Here te bly en die Here te geniet en al jou aandag aan die Here te gee, wat vir jou vrede kom en rus kom verskaf het. So, Josafat het nie dit verwag nie, en hier kom het skielik op hom af, en dit gebeur met alle mense. Een of ander tyd in jou lewe kom daar 'n krisis, maak nie saak wie jy is nie, maak nie saak hoe wonderlik jy die Here dien nie, maak nie saak hoe naby jy aan die Here lewe nie, daar kom krisisse op 'n mens af, dis net die lewe. En daarom is dit belangrik dat 'n mens dan moet tyd vind om na God toe te draai en jou in die Here te kom versterk, nie in jou eie krag nie, nie in mense op mense te vertrou nie. Weet jy wat vir my so mooi is hier, is wanneer Josafat vir die Here sê, Here, het u nie hierdie land vir ons gegee nie? Het u dit nie, hoor net hoe pragtig hy dit stel, hy sê, het u dit nie aan u vriend Abraham beloof nie? Here, nou kom hierdie vyande, en hierdie vyande wil ons beroof van u belofte. Hulle wil kom steel van ons, wat u vir ons gegee het, wat u in die hart gevind het om vir ons te gee. En dis kosbaar dat Josafat dit so skets, as ek dit so kan noem, want nou vra hy vir die Here, Here, sal u dan nie veg vir dit wat u sin is nie? Dis nie ons sin nie, u dit vir ons gegee, en die vyand wil ons daarvan beroof. En so, liewe vriende, is die Satan nog al die tyd daarop uit. Hy gebruik mense, hy gebruik omstandighede, hy gebruik enigiets wat hy kan gebruik om vir my en vir u te beroof van dit wat die Here vir ons gegee het, van dit wat die Here aan ons beloof het. Dit is julle sinne. En daarom is dit eintlik so wonderlik dat wanneer die duiwel dit probeer, dan het ons eintlik so 'n wonderlike rede om op te kan staan en na die Here toe te gaan om te sê, Here, die vyand wil kom steel wat u sin is. Die vyand wil kom wegvat dit wat u beloof het en u aan ons gegee het, en Here, al wat ons vir u kan vra, wat gaan u daaromtrent doen? Wat sê u daaromtrent? En liewe vriende, dit is vir my so kosbaar, as ek hierdie gedeelte lees, en ons kon nou nie alles lees nie, maar hoor net, wat sê hierdie vers, toe die hele Juda, vers 13 en 14, toe die hele Juda, hulle voor die Here kom staan het, hulle kinders, hulle vroue, hulle seuns, hulle kom verootmoedig het voor die Here, almal het gekom, hulle het as gesinne gekom, en hulle voor die Here verootmoedig. Hoekom het hulle dit gedoen, liewe vriende? Want hulle het gesien wat die koning doen. Die koning
koning het hom voor die Here verootmoedig. Hy het hom nie groot gehou nie. Hy het hom nie sterk gehou met ander mense se kinders wat moet gaan oorlog maak nie. Hy het na die Here toe gedraai en toe hulle sien wat hy doen, toe doen hulle dieselfde. En hoor nou, liewe vriende, vers 14, te pragtig. Toe kom die Gees van die Here in die midde van die vergadering in. Toe kom die Gees van die Here in die midde van die vergadering in. Toe hierdie mense, hulle voor die Here verootmoedig, toe hulle erken, Here, in ons is daar geen krag, ons oë is op U, wat sê U? Sal U dan nie 'n strafgerig oefen teenoor hierdie vyande wat vir ons wil beroof van U beloftes nie? Wat sê U? Toe kom die Gees in die midde. En weet jy, dit het my so geweldig getref, want dit het onmiddellik die vraag na my toe gebring, hoeveel dinge doen ons nie sonder die Gees nie? Ons weet dat die Gees van die Here woon in ons as die kinders van die Here. Maar die feit dat hy in ons woon, beteken nog nie dat hy oor ons heers nie. Die feit dat ons hom het, beteken nog nie dat ons hom toelaat om te doen wat hy gekom het om te doen nie. Die woord sê vir ons, julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En so, liewe vriende, wanneer hulle besig is om te verootmoedig, dan kom God se krag in hulle midde in, deur die Heilige Gees. Hy trek in, hy kom in die vergadering in. Is dit nie fantasties nie? En ons het nodig om te leer, ook in ons krisistye, in die dinge wat ons lewens wil deur mekaar gooi, het ons nodig om te weet, wat wil die Gees vir ons sê? Wat is dit wat op die Gees se hart is, om vir ons te sê, in hierdie krisistyd? Dit maak al die verskil, wanneer die Gees van die Here intrek. Ons eredienste, ons bidure, ons uitreik aksies. Vriende, die hartseer is, dit is so maklik om dit te kan doen, sonder dat die Gees regtig werk. Ons kan alles so deeglik beplan, ons kan alles so mooi uitwerk, en as elkeen weet wat hy moet doen, en elkeen doen wat hy weet om te doen, dan is dit so maklik om net eenvoudig aan te gaan met 'n program. Ons moet bely en erken, so dikwels bid 'n mens oor so min dinge. Jy doen so min voorbidding vir sake, vir goed wat moet gebeur. Ons doen so min voorbidding vir uitreike en vir spesiale geleenthede wat gemeentes loods byvoorbeeld. Ons gaan doen dit net, want ons het maniere hoe ons dit gaan doen. Ons het wonderlike planne uitgewerk, hoe ons dit gaan doen. Ons het 'n fantastiese projek aan. En ons vergeet dat as die Gees van die Here nie in die midde inkom nie, as die Gees van die Here nie in die vergadering toetree nie, dan is dit net nog 'n byeenkoms. Ja, dis 'n godsdienstige, geestelike byeenkoms. Maar die vraag bly altyd, wat het die Gees vir ons gesê? Wat het die Gees in ons lewens gedoen? Liewe vriende, toe die Gees van die Here in die vergadering intree, toe praat die Gees en hy kom op hierdie profeet en hy praat en hoor wat sê die Here vir hulle in vers 15. So sê die Here aan julle, wees nie bevrees of verskrik vanweë hierdie groot menigte nie. Hoor nou, liewe vriende, want die stryd is nie julle saak nie, maar die saak van God. Halleluja. Is dit nie fantasties nie? Is dit nie wonderlik dat Josafat het die regte ding gedoen nie? En dit was om nie net te sê, hierdie vyande kom teen my en teen my volk en ek as die koning sal iets moet doen om hulle af te weer en hulle te verdryf nie. Nee, die koning Josafat het na die Here toe gegaan en vir die Here gesê, wat gaan u doen? Gaan u nie strafgerig teenoor hulle uitoefen nie? Gaan u nie met hulle afreken nie? Hulle wat vir ons wil beroof van dit wat God vir ons beloof het en dit wat God aan ons gegee het. Here, sal u nie teenoor hulle optree nie. En dan ontdek hulle met 'n verrassing, dis in elk geval nie julle stryd nie. Dit was nog nooit julle stryd gewees nie. Dit is God se stryd. En so, liewe vriende, wil die Here nou vir u sê, waarmee u ook al worstel,
wat ook al vandag u groot las en u groot stryd is, die Here wil vandag vir u sê, dit was nog nooit jou stryd nie. Dit was nog nooit jou geveg gewees nie. Dis die Here se geveg. Omdat ons die Here se kinders is, moet ons weet dat as die duiwel ons aanval, en of hy mense gebruik, en of hy omstandighede gebruik, wat hy ook al gebruik, wanneer hy ons aanval, dan is dit omdat hy wil hê, ons moet ons geloof in die Here prys gee. Hy wil hê, ons moet wegkyk van die Here af. En daarom sê die Here, dis nie julle staak hierdie nie, ek sal vir julle stry, ek sal vir julle toon, dat dit die moeite werd is, om op die Here te vertrou. Ek sal vir julle toon, dat hierdie stryd is 'n klein stryd, want ek die Here is die een wat vir julle veg. En dan, liewe vriende, is dit so wonderlik dat wanneer koning Josafat hierdie woord hoor, en moet gaan lees, dan sê die Bybel, hulle almal, die volk het op hulle aangesig neergeval, en die Here begin aanbid. Hulle het die Here se naam groot gemaak. Hulle het hom geloof en geprys vir hierdie antwoord. En dan is dit so wonderlik, kyk net, hoe neem Josafat vir die Here letterlik op. Hy neem vir God letterlik op. Here, dis nie ons stryd nie, ons gaan nie oorlog maak nie. Wat doen Josafat? Josafat sit die priesters en die leviete, die sangers, hy sit hulle voor aan die leer en hy sê, kom ons beweeg. En dan, liewe vriende, ons kon nou nie alles lees nie, maar die Bybel sê, dat die oomblik toe hulle begin om die naam van die Here te loof, op die oomblik, vers 22, op die oomblik toe hulle die gejubel en die lofsang aanhef, het die Here 'n hinderlaag opgestel teen die kinders van Ammon. Hy het verwarring onder hulle gebring. Jy sien, Josafat het die antwoord gekry. Die antwoord is, dis nie jou stryd nie. Jy hoef nie bevrees te word nie. Dis God se stryd. En die Here het my en u nie nodig om sy stryd te stry nie, liewe vriende. Hy is die oorwinnaar. Hy is soos wat Josafat het so pragtig hier stel. Hy sê in vers 6, Here, God van ons vaders, is u nie die God van die hemel nie? En is u nie die heerser oor al die koninkryke van die nasies nie? En ek wil amper sê, die Here knik sy kop en hy sê, jy's reg, Josafat. So Here, as u dan vir my sê, dis nie ons stryd nie, dit is u stryd, Here, dan pak ek my wapens weg, dan gaan ek begin om die oorwinning te vier, ek gaan die loof en ek gaan die prys, en die Bybel sê, die oomblik toe hulle die loflied tot eer van die Here aanhef, en hulle begin om God se naam groot te maak, toe bring die Here verwarring in die leer van die vyande. Kan ek vinnig vir u sê wat daar gebeur het? Die Bybel sê dat hierdie twee volke het uit die een kant uit gekom, die ander volk het uit die ander kant gekom, en hulle sou nou by mekaar kom en hulle kragte saamspan om vir Juda aan te val, maar die Bybel sê dat toe hierdie twee aankom en hierdie een kom aan, toe bring die Here soveel verwarring onder hulle, dat hierdie twee val toe hierdie een aan, totdat hulle hom vernietig het. En toe hulle hom klaar vernietig het, toe bring die Here verwarring tussen hierdie twee, en hulle begin met mekaar te veg, en hulle vernietig mekaar. Al wat Israel gaan doen het was, hulle het net die buit gaan insamel. Die Bybel sê hulle 3 dae lank net die buit ingesamel vir 'n oorlog wat hulle nooit geveg het nie, want God het vir hulle geveg. En dan die kosbare is op die 4de dag, sê die Bybel, het hulle daar in die dal by mekaar gekom, hulle het dit die lofdal genoem, want wat het hulle gedoen? Hulle het voortgegaan om die naam van die Here te loof en te prys. Jy sien, liewe vriende, dit is die wonderlikheid, van die lewe, as ons dit kan verstaan, as ons net dit kan begryp, dat al die struite wat na my en u toe kom, wat ons wil vernietig, wat ons bekommerd het, wat ons angstig maak, as ons net dit kan besef, dis die Here se stryd. En as ons kan begin leer om die naam van die Here groot te maak in alle omstandighede,
As ons by die plek kan kom, waar ons nie toelaat dat die vyand ons beroof van ons vreugde nie, liewe vriende, ons vreugde wat ons in die Here het nie, as ons daardie punt kan bereik, en net kan leer om aanhoudend die naam van die Here te bly groot maak, asof alles reg is. Want dit is altyd maklik om die Here se naam groot te maak as alles reg is. Maar is baie moeiliker om die naam van die Here groot te maak, wanneer dit lyk alles is deur mekaar. Maar toe hulle dit kon vind, om die Here te vat op sy woord, onthou die vyand was nog steeds op pad, maar hulle het al begin om die Here te loof en te prys, toe die oorwinning vir hulle gekom. Ek bid dit vir u toe. Ek bid dat u ook in hierdie tyd sal beleef, om net daar waar u nou luister en kyk, om te begin om die Here te loof en prys, vir wie hy is. Nie vir wat hy net kan doen nie, maar vir wie hy is. Mag die Here kom ook in u situasie en mag hy jou vyande verslaan. Here, baie, baie dankie vir u woord is kosbaar. Ons sê vir u baie dankie vir hierdie verhaal, wat vir ons vertel, hoe dat God vir 'n mens kan stry, as ons net op u kan vertrou. Help ons om nie paniekbevange te raak nie, maar om Here met alles wat ons is, op u te vertrou, te luister na wat u sê, en die naam van die Here groot te maak. Amen. Amen.